Die son was warm en hoog in die lug, toe Jesus en sy 12 disippels langs die see van Galilea gestap het. Die golwe het geblink soos diamante. 'n Sagte windjie het oor die heuwels gewaai, waar veldblomme geswaai het en voeltjies bo hulle gesing het. Agter hulle het die skare al hoe groter geword. Eers dosyne, toe honderde en toe duisende mense. Hulle het Jesus gevolg omdat hulle dinge gesien het wat niemand kon verklaar nie. Blindes wat weer sien, siekes wat opstaan en mense wat weer kon glimlag. Hulle is lief vir hom, fluister Jakobus vir Johannes terwyl hulle agtertoe kyk. Hulle het van reg oor gekom net om hom te hoor. Jesus het nog 'n entjie verder geloop en toe gaan sit op 'n heuwel. Die mense het nader gekom en oral gaan sit, op klippe, op komberse, in die sagte gras. Ouers het babas op hul skote gehou. Kinders het teen hul oumas en oupas geleun. Almal het gekyk na Jesus. Toe hy begin praat, was dit soos musiek op die wind. Hy het van God se koninkryk gepraat, van liefde, vergifnis en vrede. Sommige mense het hul oë toegemaak en aan die hemel gedink. Ander het stil trane afgevee. Die ure het verbygevlieg. Niemand wou weggaan nie, nie eens om te eet nie. Maar Jesus het alles raak gesien. Hy het die moeg gesigte gesien. Hy het die maaggeluide gehoor. Hy het die kleintjies gesien wat begin woel. Hy draai na Filippus wat naby hom staan. Filippus, sê Jesus vriendelik, waar kan ons brood koop vir al hierdie mense? Filippus kyk na die groot skare, duisende mense wat reg oor die heuwel sit. Sy oë rek groot. Brood vir al hierdie mense, sê hy verbaas. Selfs as ons vir 8 maande werk, sal ons nie genoeg hê nie. Andreas kom nader met 'n jong seentjie aan sy hand. Hier's 'n seun, sê hy. Hy het 5 broodjies en 2 visse, maar dit gaan mos nie genoeg wees nie. Die seentjie hou sy mandjie voor Jesus. Sy oë is groot, maar hy glimlag. Dis nie veel nie, sê hy sag, maar u kan dit vat as u wil. Jesus kniel af, neem die mandjie en glimlag warm. Dankie, sê hy, dit is meer as genoeg. Jesus draai na sy disippels. Laat almal in groepe gaan sit, sê hy. So doen hulle dit. 50 hier, 100 daar, gesinne by mekaar, vriende langs mekaar. Die groen gras word 'n kleurvolle lappies kombers van klere, mandjies en sandale. Jesus kyk op na die hemel en sê dankie. Hy hou die brood en visse in sy hande. Toe begin hy dit breek. En breek, en breek. Andreas knip sy oë. Het hy nie daai brood al klaar gebreek nie? Jakobus kyk in sy mandjie. Waar kom hierdie brood vandaan? Elke disipel het 'n mandjie gehou en elke keer as hulle brood uitgehaal het, was daar nog. Hulle het met oop monde gestaan en gekyk hoe die brood en vis vermeerder, meer en meer sonder einde. Die mense het geëet en gelag. Sê 'n klein dogtertjie, hierdie brood is lekkerder as ma se. Proe die vis, sê haar boetie, dis ongelooflik. Paas het hul babas gevoer, bure het borde aangegee, vriende het stories gedeel terwyl hulle hul mane vol geëet het. En steeds het die kos nie opgehou nie. Teen die tyd dat almal klaar geëet het die son al begin sak en die lug was goud en pink geverf. Die heuwel was vol gelag en vol maai. Toe sê Jesus, gaan tel die stukkies op wat oorbly,
sodat niks verlore gaan nie. Die disippels het tussen die mense gestap en oorskiet opgetel. Mense het vir hulle stukkies brood en vis met glimlagte gegee. 1 maandjie, 2, 3, tot daar 12 maandjies vol kos was, meer as waarmee hulle begin het. Die skare het stil geword. Hy het ons almal gevoer, fluister iemand. Met net 5 broodjies en 2 visse, sê 'n ander. Sommige mense het hul koppe gebuig. Ander het met verwondering na Jesus gekyk. Maar Jesus het nie gebly vir applous nie. Stilletjies het hy die berg opgegaan om alleen te gaan bid, terwyl die mense daar gesit het in die sagte aandlig, verbaas, dankbaar en nie net vol kos nie, maar vol hoop. En die seentjie, hy het huis toe gestap met 'n leë mandjie, maar 'n hart wat oorgeloop het, want hy het gegee wat hy gehad het en toe 'n wonderwerk gesien.